U luister na Storytyd saam Stella, aangebied deur Estel Rousseau. 'n Vervolgverhaal. As die wêreld om jou kantel. Geskryf deur Ellen K. Wood. Helene staan gewapen met 'n hoed langs die wenpaal paviljoen en luister hoe Rassie Venter die atlete in ouderdomsgroepe laat sit om te luister na sy jaarlikse toespraak voor hulle begin oefen. Dis nou 9:30 en die sweet gly al klaar langs haar rug af, ten spyte daarvan dat die sportperiode na vroeër in die dag verskuif is om die moordende son te vermy. Sy en Rassie werk al vir omtrent 20 jaar saam as die atletiekspan bestuurders. Hulle deel 'n passie vir atletiek. Daarom is hulle albei bekommerd oor die voortbestaan van atletiek in kleiner skole. Hulle het oor die jare gesien hoe atletiek stadig maar seker die knie buig voor die wintersport wat al hoe meer van die jaarprogram insluk. Die atletiekseisoen eindig nou al in die middel van Februarie. Slegs die goeie atlete neem dan verder deel. Hulle sien hoe al minder kinders in atletiek belangstel en eerder begin met wintersportoefening. Die skool het 'n reël dat kinders dit nie mag doen voor die atletiek heeltemal verby is nie. Maar almal weet dit gebeur lankal nie meer nie. Daar is letterlik net 'n handjievol kinders wat nog atletiek beoefen. Die res neem deel en maak staat op natuurlike talent. Sy en Rassie het jare gelede nog saam 'n groot oefengroep gehad wat 'n fantastiese voorseisoenprogram gevolg het. Hulle het later opgehou omdat hulle merkwerk eenvoudig te veel geword het. Nou is dit nog net Pieter Tron, die atletiekorganiseerder, wat intensief afrig. Die personeel wat die velditems afrig, het ook al lankal hulle passie verloor omdat die kinders nie meer kom oefen nie. Sy weet wanneer sy, Rassie, Pieter en Renier nie meer eendag hier is nie, atletiek waarskynlik ook by hulle skool 'n stille dood gaan sterf, soos by baie ander skole. Maar intussen doen hulle 4 baie moeite om die aflosse deeglik voor te berei. Daar is niks so bevredigend as om aan die einde van 'n byeenkoms te kyk hoe die skool se aflospan stof in die opponente se oë skop nie. Sy glimlag toe sy die misnoë op Marie se gesig sien, toe die besef wie die plaasvervanger vir hulle aflosspan gaan wees. Sy is heimlik verlig dat Nonkie opgedaag het, sonder dat sy haar eers moes laat roep het. Maar sy het nie haar atletiekdrag aan nie. Helene weet dis waarskynlik omdat sy nie het nie. Sy moet jaarliks vir die kind, soos vir baie ander atlete, ou klere uit die skool se klerebank leen. Sy weet Nonkie bring nooit hare terug nie, maar sy draai maar altyd 'n blinde oog. Dis waarskynlik die enigste klere wat die kind het. Na 'n jaar het sy of 'n boetie of 'n sussie dit al lank al voor gedra. Ten minste is die kind hier. Sy weet die sleutel tot alle sukses begin by hierdie toespraak van Rassie. Hy verduidelik vir die atlete breedvoerig hoekom hulle by 'n sekere oorgee hardloop en wat elkeen moet doen. Helene weet hulle skool is seker uit die oude doos om dit na jare nog op dieselfde manier te doen, maar hulle motto was nog altyd om nie te karring aan 'n resep wat werk nie. 'n Goeie atleet het hulle jare gelede daarvan oortuig dat Usain Bolt in die Amerikaanse aflosspan hulle resep heeltemal verkeerd bewys, aangesien hy nooit tweede hardloop nie. Hulle maak van toe af net in die onder 19 ouderdomsgroep die vergunning dat die span self kan kies waar hulle wil hardloop, mits al 4 baie goeie nalopers is. Rassie verduidelik in die fynste detail hoe hulle voorkom dat hulle in mekaar vas hardloop en die stokkie verloor. Hulle sukses lê daarin dat die 2 stadigste atlete die korter draaie hardloop en die 2 vinnigste atlete die langer reguit afstande. Dit kry hulle net reg deur baie mooi te beplan waar die atlete staan as hulle wegspring, sodat hulle die stokkie net binne die toegelate kolle ontvang. Dit sal baie goed ingeoefen word in hierdie periodes.
Hy sluit sy praatjie af deur te verduidelik atlete moet in hulle bane bly tot al die ander atlete verby is. Anders hardloop hulle voor 'n ander span in en kan gediskwalifiseer word. Sy sien die bekende verwarring op die kleintjies se gesiggies omdat dit vir hulle 'n oorlading van inligting is. Die ouer kinders is baie rustiger want hulle ken die prosedure al baie goed. Jare se ondervinding het gewys dat hulle vandag net gaan begin om die oorgee deur te stap. Elke atleet moet eers vertroud raak om die stokkie van bo in sy maat se hand te sit. En die ontvanger moet vertroue ontwikkel om nie om te kyk nie. Die volgende stap sal wees om dit op die rugbyveld deur te draf. Hulle sal eers in môre se aflosperiode op die baan gaan en dit voluit oefen. Na Rassie se toespraak versprei hulle die kinders oor die rugbyveld en begin ouderdom vir ouderdom om dit te oefen. Soos elke jaar is die onder 14 se eerste probeerslag 'n fiasco. Dit neem hulle langer as die res om alles te snap. Sy wy al haar aandag aan hulle en los die ander dogterspanne om dit self te oefen voordat sy kyk. Die mans kyk na die seuns. Nee man, wat doen jy? Hoor Helene Marie se ongeduldige skrilstemmetjie. Jy moet vinniger wegtrek. Jy kan nie wag tot ek by jou is nie. En kyk voor jou. Helene besef onmiddellik die skuldige party moet Nonkie wees. Sy is die nommer 4 atleet. Dus moes Marie vir haar oorgee. Sy kan egter nie nou dadelik daar help nie. Die eerste prioriteit is die kleintjies. Teen die tyd dat sy meer tevrede met die kleintjies is, het die ander dogtersgroepe dit al goed reg gekry en hoef sy net vinnig te kontroleer. Maar besef die onder 19 se tweede oorgee werk nog glad nie. Nonkie spring glad nie betyds weg nie en kyk die heeltyd om. Juffrou, kan ons nie asseblief iemand anders kry nie? Sy verstaan niks nie, skree Marie ongeduldig, terwyl al die meisies atlete toekyk. Helene sien hoe Nonkie se skouers in mekaar krimp van vernedering. Sy vererg haar vir Marie se onsensitiwiteit. Die lewe draai mos net om haar. Dit sal môre beter gaan wanneer julle op die baan oefen. Dis vir haar vreemd. Onthou, julle doen dit al vir 5 jaar. Maar sy verstaan glad nie wanneer sy moet wegspring nie. Sy kan in elk geval nie vinnig hardloop nie, hou Marie vol. Sy maak asof Nonkie glad nie langs haar staan en na elke vernederende woord moet luister nie. Marie, daar is nie iemand anders nie. So, of julle oefen tot sy dit reg kry, of julle het nie 'n aflosspan hierdie jaar nie. Helene is besig om haar humeur te verloor en moet op haar tande byt om kalm te klink. Sy is stil. Voor sy haar sin kan voltooi, onderbreek Karen Pretorius van die onder 16 span haar. Moenie bekommer nie, juffrou, ek sal pouse agterbly en haar help. Sy kort net nog 'n bietjie oefening. En hoe weet jy? Snou Marie haar snedig toe. Moenie dink omdat jy kwansies vinnig is, jy kan jou gewig hier kom rondgooi nie. Helene besef die situasie gaan hand uitdruk en val hulle vinnig in die rede. Dankie Karen, dis baie dierbaar van jou. Ek sal dit regtig waardeer. Marie, dis nou genoeg. As jy niks positiefs kan bydra tot die situasie nie, gaan trek eerder jou skoolklere aan. Marie ruk haar skouers agtertoe, maar stap mompelend weg saam met die ander 2 lede van haar aflosspan. Sy is duidelik besig om hulle aan haar kant te skaar. Helene sien hoe Nonkie bedremmeld rondstaan. Sy lyk glad nie meer lus nie. Nonkie, oefen asseblief nog so 'n bietjie saam met Karen. Ek weet Marie was baie lelik met jou, maar ek vra jou mooi, daar is niemand anders nie. Die kind se oë swem in die trane, maar sy skud haar kop net effens en stap saam met 'n simpatieke Karen om 'n stokkie by Rassie te kry. Waaroor gaan dit alles, vra Rassie, toe hulle 4 personeellede wegstap, personeelkamer toe. Nee jong, Marie is smoor kwaad omdat Nonkie die plaasvervanger is. Sy sukkel om betyds weg te spring en Marie is vreeslik ongeduldig. Karen sê, sy sal haar gou nog 'n bietjie probeer help. Sy sal regkom in môre se oefening, verseker René haar. Ek sal môre mooi kyk. Dis by my oorgee. Marie is eintlik net 'n bedorwe brokkie. Dit kan jy weer sê, beaam Pieter. Jy moet net nie haar nonsens vat nie. Nonkie is lekker lig en natuurlik fiks. As jy my vra, sy baie vinniger as wat dit op die oog af lyk. Gewoonlik is sy teen die tyd van die 100 meters al moeg na die 3000 meter en die 800 meter. Ek glo ook nie, daar's altyd geld vir kos nie. Dis eintlik 'n mooi volwasse gebaar van Karen, voeg Rassie by.
Sy is besonder beskeie vir iemand met so baie talente. Dit is so, maar Marie dink glad nie so nie, lag Helene. Ja, meisies se naels kom mos maar uit as hulle jaloers is, lag Pieter. Sy is ook nie op haar mond geval nie en sal nie Marie se nonsens sluk nie. Is daar 'n oulike meisiekind daai? Staan kop en skouers bo die ander uit. Ja, maar sy kry swaar. Het julle geweet sy sit elke pouse alleen daar voor my klas, gewoonlik besig met huiswerk, sê Renier. Helene kyk hom verras aan. Nee, ek het nie geweet nie. Is sy en Cindy en Elbie nie meer vriende nie? Vra sy. Ek het haar in verlede week gevra, antwoord hy. Maar sy het net haar kop geskit en gesê, vanaf die skool begin het, praat hulle nie met haar nie. Ek het nie verder uitgevra nie, want ek kon sien sy wil nie daaroor praat nie. Hulle is jaloers op haar, as jy my vra, sê Pieter. Dis nou kommerwekkend, antwoord Helene. Ek sal dit bietjie dophou. Ek hou hierdie jaar vir die graad 10 skool. Sy sal ander vriende maak, sluit Rassie die onderwerp af. Teen die tyd dat hulle bo by die personeelkamer kom, voel Helene baie beter en is dit dankbaar vir die heerlike koue koeldrank wat Betty vir haar gebêre het. Eugene Smits koppel die saal se mikrofoon vinnig aan die versterker sodat alles gereed is vir die sangperiode wat oor 'n paar minute gaan begin. Hy het vinnig verskoning gemaak by die IGO-onderwyser en sê daar is 'n probleem wat hy moet regmaak voordat die sang begin. Dit sal chaos wees as daar nie klank is nie. Meneer Venter was nie baie beïndruk met hom nie, want hulle werk aan die pad en dit moet in die klas gedoen word. Deksels. Hy is glad nie lus daarvoor nie. Dit voel asof hy die heel dag teken en teken en teken. Wat 'n nonsens is dit nou? Hy het beter dinge om te doen as IGO-tekeninge, veral in die aande. Nadat hy die mikrofoon vir die sangjuffrouens gegee het, haal hy sy rekenaar uit en gaan sit agter die gordyn by die klankspan se tafeltjie. Hy skakel die rekenaar aan en konnekteer met die kantoor se Wi-Fi. Hy het eendag per ongeluk gesien wat die geheime kode is, toe hy die sekretaresse gehelp het op haar rekenaar en van toe af is hy 'n roofgebruiker. Hy kan nou vir 40 minute lank ongestoord game speel. Sy ma wil glad nie hy moet in die middag speel nie, want sy voel hy moet huiswerk doen. Sy gaan slaap gelukkig vroeg in die aand en sy pa werk nagskof. Hy kan dus nags heerlik teen sy internet-opponente speel. Hierdie sangperiode kan nou help om sy hoogste telling te verbeter. Hy sit sy oorfone op om die lawaai in die saal uit te blok en raak gou verdiep in sy speletjie. Willem Wessel sit en staar gemaak verdiep na sy Engelse letterkunde skrif, intens bewus van Anneke Silje, die hoofdogter, wat langs hom sit. Hy kon sy geluk nie glo dat hulle saam in dieselfde sleutel Engels het nie, en dat sy langs hom beland het nie. Hy is skielik pynlik bewus van sy effense rookasem, nadat hulle pouse agter die tennisbane gaan rook het. Sê nou net sy ruik hom. Hy sal 'n plan moet maak om meer pepermente te eet. Eintlik moet hy dalk nie rook nie. Hy rook in elk geval net saam met sy maats. Maar hoe sê hy dit vir hulle? Hy loer onderlangs na haar en sien sy is druk besig met die gedig Vrek. Sy is darm mooi. Hy hoor by ou Etienne dat sy pouse verkies is as dirigent vir die Inter. Hy en Gerrit het sangperiode op die paviljoen gesit en gecheck hoe oefen die aflosspanne. Gerrit wou die nuwe graad 8 se talente bietjie uitcheck. Daar was 2 ander registerklasse op die paviljoen. Dus het niemand agtergekom hulle 2 hoort nie daar nie. Miskien moet hy gaan deelneem aan die intersang. Dalk sal Anneke meer beïndruk wees met hom. Mevrou Olofse het juis gesê hulle diep seunstemme baie nodig. Maar die ander ouens sal hulle oop skeer vir hom. Hy sal nooit die einde daarvan hoor nie. Hy sal aan 'n plan moet dink om Gerrit te oortuig sonder dat die uitvind hy like vir Anneke. Willem, you have not done anything yet, ruk juffrou Olofse se stem hom terug na die werklikheid. Sorry, ma'am, sê hy vinnig en gryp na sy pen. Willem, hurry up. Time is of the essence. Yes, ma'am. Verflaks. Wat gaan Anneke dink? Hy kyk uit die hoek van sy oog na haar en sien sy werk ongestoord. Sy sien hom nie eens raak nie. Jus, hy sal dit like om haar te vra vir die matriekafskeid. Maar sy sal haar slap lag. 'n Girl soos daai sal nie val vir 'n ou soos hy nie.
In elk geval glo hy nie eers hy sal matriek afskeid toe gaan nie. Hy wil nie sy ouma se pensioengeldjies mors op duur klere nie, al weet hy sy sal agteroor buig om dit vir hom te gee. Nee wat, hy moet bykom. Hy is nie Anneke se klas nie. Miskien moet hulle in elk geval die intersang gaan uitcheck. Dit is vervelig om op die paviljoen te sit. Hy kan ons vir Gerrit oortuig, daar is meer girls om uit te check in die saal. Hoe meer hy daaraan dink, hoe meer dink hy sy plan sal werk. Gerrit like die girls. Toe die klok lui, is hy daarom al halfpad met sy gedig. Wie van julle sal vanmiddag al kan begin oefen? Vra Ilse vir die 4 dirigente, wat met glinsterende oë na haar kyk. Anke staan stil en luister na die geesdriftige gesprek tussen die 4 kinders en Ilse. Sy moet erken dat hulle haar ook skoon opgewonde maak. Al het hulle bittermin tyd om voor te berei. Almal spreek af om na skool in die klas bymekaar te kom sodat die kinders na 'n video kan kyk van wat sy in gedagte het. Daarna sal hulle dadelik aan die passies begin oefen. Juffrou, Ek is so opgewonde. Ek droom al van graad 10 af daarvan om 'n dirigent te wees, babbel Esmy, een van die tweeling in haar gisterklas. Ek dink ons gaan die beste dirigente wees wat die skool nog gehad het. Anneke, Lukas en Andrei glimlag verleë en skud hulle koppe geesdriftig. Dit gaan afhang van julle samewerking en bereidwilligheid om hard te oefen in hierdie volgende 3 weke. Dit is nou bo en behalwe die oefeninge saam met die sanggroep. Ons sal eintlik elke middag moet oefen aan julle inkoms en danspassies. En ons sal volgende donderdagmiddag stad toe moet ry om julle kostuums aan te pas. En te huur, probeer Anneke om die 4 net 'n bietjie bewus te maak van wat die opofferings gaan wees. Ilse en Anneke groet die 4 kinders en stap vinnig personeelkamer toe om tee te drink voor pouse verby is. Ek is nie heeltemal so gelukkig met Esmy se verkiesing nie, sê Ilse. Sy kan vreeslik oordonderend wees. Ek is so bang sy veroorsaak wrywing in die groep. Die ander kinders is baie oulik, voeg sy by. Sy is in my registerklas en baie hulpvaardig, antwoord Anneke. Maar ek moet erken, sy en haar sussie kan nogals knaand wees. Partykeer irriteer hulle my, maar hulle help my so baie met die administrasie, dat ek dit maar verdra. Hulle is seker nie slegte kinders nie, maar hulle dryf sommige dames teen die mure uit, voeg Ilse by. Hulle het eers in graad 10 in die skool gekom en het maar moeilik ingeskakel. Ek dink ook nie hulle het die heel maklikste huislike omstandighede gehad nie, maar ek kan eerlik sê, hulle het my al moeilikheid gegee nie. Daar is niks wat ons nou daaraan kan doen nie. Ons moet nou nie deurdruk, sluit Anneke die onderwerp af, terwyl hulle tee inskink. Na pouse stap Anneke vinnig deur na haar klas toe. Sy het nou 'n afperiode en moet seker maak die video's op die rekenaar en alles is reg vir die middagse oefening. Sy moet ook nog aan die toets werk. Sy kon gisteraand, nadat sy teruggekom het van die sangvergadering af, net soek na 'n leesstuk. Sy moet nog die begripvrae opstel en dan die taalvrae ook. Sy moet erken, sy het heerlik saam met die ander 4 dames gekuier. Alles rondom die sang is tot in die fynste besonderhede beplan. Sy weet hulle gaan baie lekker saamwerk. Sy hoop net nie sy stel hulle te leer nie, want sy het hulle oortuig om die vloot as 'n tema te kies. Hulle kan baie mooi en goedkoop rekwisiete maak, en sy ken goeie danspassies waarmee die dirigente kan inkom. Nadat sy 'n demonstrasie gelewer het, was almal geesdriftig en het die werk onder mekaar verdeel. Sy is basies in beheer van die dirigente se inkoms en hulle klere. Sy hoop maar haar idee sal uitwerk. Haar grootste bekommernis is egter die toets wat moet klaar. Anke gaan sit voor haar lesenaar in haar klas en kyk gou of die video van haar eie dirigente nog op die rekenaar is. Dan haal sy die toets uit en begin konsentreer. Hierdie moet verkieslik klaar wees voor sy vanmiddag met die dirigente begin. Teen die tyd dat die tweede klok na tweede pouse lui, is Nonkie en haar trawante nog nie in die Leen se klas soos hulle veronderstel is om te wees nie. Sy sal dadelik moet optree, anders gaan hierdie 'n gewoonte raak, besef sy. Sy wou egter nie vandag met Nonkie geraas het, nie na wat vanoggend by die aflosse gebeur het nie. Helene hoor kinders lagend op die onderste stoep aankom. "Maak gou, julle is laat," weer galm haar stem oor die onderste stoep se dak.
Sy hoor voete hardloop en glimlag. "Julle is alweer laat, nonkie," sê sy streng, terwyl sy die paplepel om en om in haar hande draai. Die kinders het groot ontzag vir die enorme lepel wat haar man Erns vir haar gekoop het. Hy is so lank soos haar bene. Die kinders se hande keer outomaties vir hulle boude wanneer hulle verbyloop en glip blits vinnig die klas in, terwyl hulle kraai van die lag. Dis 'n heerlike speletjie tussen haar en die kinders. Sy maak of sy slaan en hulle koes. Nietemin het dit altyd die gewenste uitwerking, want almal besef sy sê op 'n speelse manier, hulle kom nie die reëls na nie. "Nonkie, dit was die laaste keer dat julle laat kom na pouse. Julle mors ons almal se tyd. Volgende keer gee ek strafpunte, is dit duidelik?" Sy probeer ernstig, maar nie dreigend klink nie. "Is reg, juffrou," klink Nonkie se skeermes stemmetjie, terwyl sy op haar plek gaan sit. As sy nog ongelukkig was oor die vernedering by vanoggend se aflosoefening, steek sy dit baie goed weg, dink Helene. Sy wou eintlik gevra het hoe die ekstra oefening gegaan het, maar die tyd raak min en sy wil nie vir Nonkie die idee gee dat sy daaroor bekommerd is nie. Met die aanbreek van die laaste periode word haar vraag beantwoord toe Karen in haar klas kom. Sy is eerste by die klas omdat sy van die IGO klas afkom, wat baie nader is as al die ander klasse. Voordat sy iets kan vra, lewer Karen uit haar eie uitverslag. "Juffrou, Die oefening saam met Nonkie het heel goed afgeloop. Sy verstaan wat om te doen. Sy het gesê sy wou nie hardloop nie, want sy het nie behoorlike onderklere aan nie. Toe dit net ons twee was, het sy betyds weggespring. Ek het gesê ek sal môre vir haar van my ou atletiekdrag bring. Toe voel sy sommer baie beter. Dis baie lief van jou, Karen, antwoord Helene verras. Sy kry maar baie swaar, voeg sy by. Versigtig om nie kinders met ander kinders te bespreek nie. Ja, juffrou, beaam Karen. Die res van die klas het intussen ingekom en hulle praat nie verder oor die onderwerp nie. Nadat Helene gegroet en register geneem het, begin sy met die eerste mondeling van die jaar. Dit tel eers in die tweede kwartaal, maar sy begin nou al. Anders kom hulle nie deur alles van die jaar nie. Hoekom elke kind 2 voorbereide en 1 onvoorbereide mondeling moet doen, gaan haar verstand te bowe. Elke week moet 1 ry kinders hulle mondeling doen, waarvan hulle die datums reeds die tweede skooldag gekry het. Terwyl sy hulle assesseer, doen die ander taaloefeninge wat die volgende taalperiode gemerk word. Sy het al geleer, die kinders doen dit nie by die huis nie en skryf net die huiswerk by mekaar af. Op hierdie manier probeer sy hulle so ver kry om te werk. Goed oukies, julle onthou dat niemand praat terwyl julle maats mondeling doen nie. Dis basiese respek. Elkeen sit nou en werk aan julle taaloefeninge. Ek wil julle nie stil maak nie, asseblief. Pieter, deel die woordeboeke uit voordat die eerste kind begin. Anders gaan julle baie pla. Onthou, niemand doen iets anders voor jou taalwerk nie klaar is en jy nie vir my gewys het nie. Herhaal Helene vir oulaas die klasreëls, terwyl sy haar assesseringsvorm nader trek en solank die 6 kinders wat vandag aan die beurt is, se name opskryf. "Juffrou, Kan ek asseblief aangaan met my IGO? Vra Karen gedemp, terwyl sy haar taalboek oplig en vir Helene wys haar oefening is reeds klaar. Helene knik haar kop sonder om iets te sê en roep die eerste kind na vore. Dit is Elbie, wat akademies sterk is. Sy lewer 'n pragtige voorbereide toespraak met 'n treffende inleiding en 'n slot. Sy het haar standpunt baie mooi verduidelik en 'n hele PowerPoint voorlegging op die televisieskerm gewys. Helene is aangenaam verras. Sy sien ook die meeste kinders was so geïnteresseerd daarin dat hulle nog niks gewerk het nie. Voordat sy nog iets kon sê, sny Elbie, wat reeds gaan sit het, na 'n daverende applous, 'n sarkastiese stem deur die klas. Juffrou, hoekom mag Karen ander werk doen, maar ons ander nie? Helene probeer so uitdrukkingloos as moontlik lyk. Sy wil nie hê hierdie moet ontaard in iets leliks nie. Ongelukkig is sy reeds te laat, want Karen het vererg omgedraai en kap dadelik terug. Want my taal is lankal klaar. Miskien sou jou nou ook gewees het as jy nie so besig was om te kyk wat ek doen nie. Sny haar stem bytend deur die klas. Al die ander kinders is nou die ene ore
Hier kom 'n ding. Jy dink altyd jy is beter as ons en dat onderwysers jou anders moet behandel, antwoord Cindy bitsig. Dis duidelik die twee maats het hulle mes in verkaring. Dis nou genoeg, tree Helene dadelik tussen beide voordat die situasie totaal hand uitdruk. Sy is verras oor die venyn tussen die dogters. Ek het nie nou tyd om te mors op bakvissie se bakleierery nie. Daar is nog 5 kinders wat hulle toesprake moet doen voor die klok lui, gaan sy verder. Elbie en Cindy, julle twee moet asseblief môreoggend in die registerprode in my kantoor verskyn nadat die register ingevul is. Hoekom ons? En nie sy ook nie, hou Cindy aanvallend vol, want sy is nie besig om my integriteit in twyfel te trek nie. Helene is nou kwaad en elke kind in die klas besef dit. Hierdie gesprek is afgehandel. Frans, dis jou beurt, sluit sy die gesprek ferm af. Nie een van die twee meisies praat 'n woord verder nie. Helene sien uit die hoek van haar oog Karen 'n spierwit in die gesig. Sy hoef nie te wonder oor wat Renier vanoggend vertel het nie, dink sy. Dis baie duidelik, die vriendskap tussen die 3 dogters het heeltemal versuur. Vir die res van die periode is die klas stoepstil, maar Helene voel sommer omgekrap. Sy laat haar nie deur bogkinders beskuldig nie. Die res van die ry se mondeling laat ook veel te wense oor. 3 seuns is glad nie voorbereid nie en die ander het geen hulpmiddels nie. En daar is nie sprake van bronverwysing nie. Sy moet op haar tande byt om nie te verval in 'n preek oor geen tweede kanse vir mondeling nie. Sy het dit reeds gesê toe die opdrag uitgedeel is en dit staan op die inligtingspapier rakende die mondeling. Sy moet nou wys dat sy ernstig hieroor is sodat die kinders voorbereid sal wees. Anders wil almal die heeltyd 'n tweede kans hê. In haar hart is sy egter diep teleurgestel, want hierdie is net nog 'n bewys dat die kinders in hierdie onderwysstelsel nie meer werk nie en nie omgee of hulle presteer of nie. Strafklas is geen afskrikmiddel nie, maar dis jou as onderwyser se probleem waar hulle punte kry, want die onderwysdepartement aanvaar nie 'n 0 nie. Wanneer die klok lui om die einde van die skool aan te dui, weet sy nie wie is die verligste nie, sy of die kinders. 10 minute nadat die skool uitgekom het, verskyn die 4 dirigente en Ilse in Anke se klas. Hulle het intussen deur die dag met hulle ouers gereël om hulle later te kom haal. Anke kan dadelik die onsekerheid op die seun se gesigte sien terwyl hulle na die video van haar dirigent daar kyk. Is dit juffrou wat so mooi dans? Vra Anneke verwonderd. Ja, was in my matriekjaar, antwoord Anke verleë. Maar onthou, ek het dansklasse gehad. Ons sal nie julle passie so ingewikkeld maak, gaan sy dadelik voort om die seuns gerus te stel. Hulle skuif die banke eenkant toe en Anke neem die voortou om hulle 'n paar passies te wys. Die 2 seuns is baie selfbewus en stokkerig, maar begin daarom stadig maar seker die passies onthou. Andrei, jy lyk of jy 'n besemstok ingesluk het. Kry 'n bietjie ritme man, roep Esmy sarkasties uit. Jy kan nie so dans nie, die kinders sal vir ons lag, gaan sy voort. Sê jy wat so vol sellulitis dat ons nie na jou bene wil kyk nie, kap Andrei genadeloos terug. Hy is duidelik in die gesig gevat. Esmy se wange word bloedrooi en sy gaan staan dreigend voor hom en maak haar so lank as wat sy kan. Andrei staan nie 'n tree terug nie. Anke besef die situasie is plofbaar, maar sy weet nie dadelik wat om te sê nie. Ilse tree vinnig tussen beide. Ag nee, julle twee. Dis nou onnodig om mekaar so te beledig. Dit gaan ons absoluut nêrens bring nie. Ons het nog nie eens begin en julle beklei al reeds. Niemand het gesê dit gaan maklik wees nie. Gee mekaar 'n kans. Ja, maar juffrou, hy beledig my. Ek probeer Esmy haar sin voltooi, maar Andrei val haar hewig in die rede. En jy het my nie ook beledig nie. Andrei se stem is ysig en Anke kan sien die seun se bloed kook. Hierdie was nie die beste begin van hierdie oefening nie. Nee julle, klink Anneke se stem op. Sy het die hele middag nog nie veel gesê nie, maar het baie entoesiasties geoefen. Kom ons los na die bakleierery. Juffrou is reg, ons gaan nie vorder as ons vir mekaar kwaad word nie. Anke besef dadelik hoekom die kind hoofdogter is en blaas stadig haar asem uit as sy sien die ander twee bly onwillig stil. Lukas, wat nog die hele tyd doodstil was,
trap ongemaklik rond, duidelik onseker oor wat hom te doen staan. Ja, ouens, voeg hy onseker by. OK, maar ek gaan nie toelaat dat hy my weer beledig nie, stem Esmy nors in. OK, maar dan moet jy ophou om baasspeelerig te wees. Ek probeer my bes, sluit Andrei die geveg af. Na nog so 15 minute beëindig Ilse die oefening. Sy kan sien almal is moeg en geïrriteerd. Dit was presies waarvoor ek bang was, sê Ilse, toe sy en Anke by hulle motors kom. Jep, dit was nou vir jou 'n ding, lag Anke, terwyl sy in haar motor klim. Ek sal die koreografie 'n bietjie verander. Die seun sal definitief nie vir Esmy kan optel nie. Ons sal maar baie subtiel moet wees. Sien jou môre. Ek gaan nou aan my toetswerk. Baie mater, ek is so bly jy's hier. Ek sal nie weet wat om hier aan te doen nie. Lekker werk. Sy klim in haar motor en ry vinnig by die hek uit. Anke volg op haar hakke en sug bekommerd terwyl sy huis toe ry. Hierdie gaan nie heeltemal so maklik wees nie, dink sy. Sy sal vanaand hierdie koreografie ook moet verander om dit vir die kinders makliker te maak. Sy het haar lelik misgis met wat vir die kinders haalbaar gaan wees. Sy hoop net nie, sy het meer afgebyt as wat sy kan kou nie. Skakel gerus môre weer in vir nog 'n episode.